Ek verwelkom jou graag by vandag se erediens. Ja, ons is ook al in die eerste Sondag in Julie, halfte van hierdie jaar, het ook eintlik verbygeflits. En ons leef in moeilike tye. Dis geen geheim nie, elkeen van ons ervaar en beleef dit. En juis ook in hierdie tye, besef ons weer eens hoe broos ons as mens is en hoe afhanklik ons van God is. En daarom is dit so belangrik dat ons altyd sal weet dat ons op God kan vertrou. En as ek vandag vir jou verwelkom by hierdie erediens en ek hoop dat dit met jou goed gaan en dat jy gesond is. Diegene wat dalk op hierdie stadium dan ook die gevolge dra van hierdie virus, mag die Here ook vir jou krag en genesing gee soos hy dit alleen kan gee. Ons almal kan egter weet dat ons altyd 'n Here het wat sy woord hou. En daarom voordat Jesus in die hemel opgevaar het, het hy die volgende gesê en daarmee groet ek jou dan ook vandag. In die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Die Here Jesus wat gesê het, aan my is alle mag gegee in hemel en op aarde. En ek is met julle tot die volëinding. En daarom kan ons weet dat God altyd en oral saam met ons is. En dat ons nooit een enkele oomblik nie in God se teenwoordigheid is nie. Daarom weet hy hoe elkeen van ons voel, wat ons omstandighede is. In hom kan ons glo, op hom kan ons altyd vertrou. As ons daarom hier die loflied saam sing, let asseblief op die woorde wat ons enigste troos in hierdie wêreld en in hierdie lewe dan inderdaad is. Ek nooi jou uit om dit hartlik saam te sing. My enigste troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop. Dis my anker, my vaste hoop. Ek behoort aan die Here, met sal my nooit van hom kan skei. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop. Dis my anker, my vaste hoop. Die doop is die seël dat die Heilige Gees my 'n kind van God die Vader laat wees. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei. Deur sy liefde bewaar hy my. Ek behoort aan die Here, met sal my nooit van hom kan skei. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop. Dis my anker, my vaste hoop. As ek vir jou sou vra of jy tevrede is met jouself, sou die eerste vinnige antwoord dalk wees, ja, ek is. Maar daar is 'n paar dinge wat 'n mens dalk sou wou verander. Nou, laat ons dadelik vir mekaar sê, ek het nie die een of ander towerstafie wat ek vir jou kan gee om hierdie verandering teweeg te bring nie. Wat ek wel weet is dat ons as mens baie keer besef dat ons begrensd is, dat ons sekere dinge nie kan doen nie, maar ons weet daar's baie dinge wat ons kan doen. Soos ek dalk weer die vraag vra, is jy tevrede met jouself of is daar dinge wat jy kan doen, wat jy gaan doen om te verander, om te verbeter? Daar sou sekerlik 'n klomp antwoorde hierop wees om te sê, ja, ek sou dit en dat 'n bietjie in my lewe wil verander en as ek kan, dan sal ek dit graag doen. Nou op al hierdie moontlike antwoorde wil ek nou nie vandag eers probeer ingaan nie. Maar ek hoop dat elkeen van ons as Christen, as kind van die Here, dat ons sou kon sê, ek sou graag verder in my geloof wil groei. Want dis moontlik. Dis binne ons almal se bereik en dis nie net vir sekere mense is dit dan beskore nie, maar dat elkeen van ons kan sê dat ons in ons geloof verder wil groei. Want sien, om in geloof te groei is nie 'n luukse nie. Dis 'n noodsaaklike. Om in ons geloof te groei is nie net beskore vir sekere mense nie, maar vir alle mense. Veral wanneer ons daaraan dink dat ons in 'n verhouding met God staan. Beter gesê, ons staan in 'n verhouding met die lewende God. En daarom het ons ook met hom 'n lewende verhouding, 'n dinamiese verhouding. 'n Verhouding waarin ons in ons geloof kan groei, waarin ons in ons geloof moet groei. Waarin ons elkeen eintlik
'n ingesteldheid moet hê dat ons bewus is daarvan dat ons in ons geloof moet groei en daarom 'n gesonde ongerusheid het. 'n Gesonde ongerusheid om nog meer en nader aan God te kom. Daarteenoor sou groot gevaar wees wanneer 'n mens 'n bepaalde valse gerusheid het. Om te sê ek het nou gearriveer. Ek is tevrede met my omstandighede, met my geloofslewe. Moet nou nie verder karring nie. Ek is nou tevrede. Ek weet genoeg. Ek weet dat ek 'n verloste sondaar is en dis genoeg vir my. Dit kan ongelukkig nie goed gepraat word in 'n verhouding met God nie. Want wanneer God met ons besig is hy die hele tyd besig om ons te verander. Is hy besig om ons te verbeter. Is ons besig om te groei op hierdie pad waarin ons loop in ons geloofslewe in 'n verhouding met hom. En dis regtig nie net vir sekere mense wil ek weer herhaal beskode nie, maar vir almal. En daarom vind ons sulke mooi voorbeelde in die Bybel die hele tyd van hoe God besig is om met mense te werk en vir mense in staat te stel om hulle grense te skuif, om oor sekere grense te gaan, om te ontdek dat in 'n verhouding met hom, hierdie lewende verhouding, is daar avontuur. Daarom is dit so belangrik om te kan weet in 'n geloofslewe is daar regtig ware avontuur. Dis nie, as ons dit nou skematies kan voorstel, dat 'n mens op so 'n vlak die hele tyd is en dis my geloofslewe nie. Ek het nogal 'n redelik ontstellende gesprek gehad 'n tyd gelede met 'n persoon wat eerlik erken het en ek waardeer die persoon se eerlikheid. En daarom kon die gesprek voortgaan, maar die persoon het onder andere gemeld dat toe hy belydenis van geloof afgelê het, was hy op sy hoogtepunt van sy geloofslewe. Toe het hy die meeste van die Bybel geweet en was hy bewus van God in sy lewe gewees en groot geleentheid, natuurlik een van die grootste geleenthede vir elke gelowige om belydenis van geloof af te lê, maar dan sê hy, het dit net eenvoudig stadig maar seker agteruit gegaan, afgegaan. As 'n grafiek voorstel, is dit eenvoudig 'n afwaartse kurwe. Weereens wil ek sê, ek waardeer die persoon se eerlikheid. Maar in die gesprek wat daaruit gevolg het, kon ek ook vir hom daarop wys en aanmoedig en natuurlik ook nie net 'n vinger na hom wys, maar elkeen van ons net weer gaan kyk. Hoe lyk dit in ons geloofslewe? Is ons besig om te groei? Lyk ons geloofslewe eerder so waar ons die hele tyd besig is om te groei in ons geloofslewe? Ja, ek weet daar's baie keer terugslag, maar uiteindelik moet ons sê, ons stagneer nie. Ons staan nie op een punt stil nie. En as ons vandag die voorreg het om uit Handelinge 11 te lees, net 'n paar verse uit hierdie hoofstuk te kan lees, dan kan ons ook vandag weer weet dat God ons daarin herinner dat geloofsgroei belangrik is, noodsaaklik is, dat ons geloof altyd moet groei. En daarom voordat ons uit Handelinge 11 daarvan die eerste vers af saam lees, wil ek weer vir jou vra om asseblief saam met my. Kom ons maak ons hande oop. Kom ons hou ons oë selfs oop en ons vra vir die Here. Here, seën asseblief vandag u woord aan elkeen van ons. En help vir ons asseblief dat ons nooit met ons geloof tevrede sal wees nie, maar altyd groei tot u eer. Amen. Ons skriflesing kom vandag uit Handelinge 11. En voordat ons saam lees, kom ons kyk net weer 'n bietjie na die woord handelinge. Want handelinge beteken, dis dinge wat gebeur. Dis 'n dinamiese gebeure. En dan word daar gepraat, en ons kry dit in die opskrif in die Bybel, van die handelinge van die apostels. Daarom sal baie mense opkom en sê, as jy na handelinge kyk, sien jy veral dat die tweede deel, veral van handelinge, is die handelinge van Paulus. Is dit nie dalk die beste naam vir die boek nie? Ek dink nogal dat die belangrikste, wat ons uit hierdie boek uit kry, is soos wat al die ander boeke in die Bybel, is die handelinge van God. Dat God handel deur mense. Mense soos ek en jy. Mense soos Petrus, wat 'n visserman was. Paulus, wat 'n CV gehad het, wat geskrik het vir niks, wat deur God gebruik is. Ander mense soos Barnabas, wat mense moet inpraat. Ananias, Cornelius. Wie is al hierdie mense? In Handelinge vind ons, veral dan so van die bekering van Paulus, die Damaskuspad, toe hy weer op God se golflengte moes kom in die 9de hoofstuk, dat ons, voordat ons verder oor Paulus dan lees, en wat God met Paulus gedoen het in Handelinge, dat hy na die 10de hoofstuk weer terugkeer na Petrus. Dis as het ware soos 'n film wat ons kyk, wat nie net in een vertrek afspeel nie, of op een plek, of in een huis, of in een dorp nie, maar op verskillende plekke is die dinge besig om te gebeur. En God, onder leiding van sy Gees met heilige respek, sê ek dit, dat die Heilige Gees soos die regisseur vir ons vat op hierdie pad wat ons dan kan stap, om meer van God te kan leer. En daarom in Handelinge 10 is Petrus
Petrus, wat saam met Johannes voor die Joodse raad verskyn het. En Petrus is besig om daar in Joppe reg te maak om te gaan bid een middag. En voordat hy gaan bid, verskyn daar uit die hemel 'n doek. En op hierdie doek is daar diere, reindiere en onreindiere. En dan kom die stem van God en sê vir hom, Petrus, slag en eet. Interessant dat Petrus dadelik sê, Heer, ek het nog nooit onreindiere geëet nie. By hierdie voorskrif het hy baie streng gehou. 'n tweede en 'n derde keer sê God vir hom, slag en eet, en dan gaan hierdie doek weer terug in die hemel. Terwyl hy nog hieroor wonder, het God ook aan Cornelius verskyn. Die man wat 'n bevelvoerder was in 'n Italiaanse regiment. En hy was godvreesend, godsdienstig. Iemand wat die armes onder die Jode gehelp het en het gereeld gebid. Dan klop daar 3 mense aan Petrus se deur en sê vir hom, Cornelius het ons hierheen gestuur. En Petrus weet, onder leiding van die Gees en die openbaring wat hy van God gekry het, dat hy saam met hierdie mense moet gaan. Wanneer hy dan by Cornelius en sy gesin en sy mense aankom, dan is dit ook baie interessant, dat Petrus nie begin om vir hulle te sê, ek is Petrus en ek kom vertel vir julle van Jesus nie. Nee, Petrus begin in die 10de hoofstuk in sy ontmoeting met Cornelius om vir hulle te sê, julle moet een ding baie mooi weet, van nature, van menslike oordeel, van menslike gebruike, sou ek nie hier na julle toe gekom het nie. Ek wat 'n Jood is, nie na julle wat nie Jode is nie. Maar, en hier is die groot maar, God stuur my hierheen. Daarom is dit aangrypend dat Petrus dit reg kry, en dit leer ons baie keer in die Bybel, dat die klem nooit op Petrus of op die persoon val nie, maar God wat mense stuur. Petrus onmiddellik vir hulle sê, ek kom vir julle vertel van Jesus, omdat God my hierheen gestuur het. Aan hom kom die eer toe, in die eerste plek, in die enigste plek, gaan dit oor God. Terwyl Petrus nog met hulle praat, kom die Heilige Gees oor hierdie mense, en hulle word gedoop, en hulle word Christene, en God word geloof en geprys en aan hom die eer gegee. En daarom sou ons verwag, dat wanneer hierdie kamera, die kollig weer terugskuif na Jerusalem toe, waarvan ons in Handelinge 11 lees, sou ons verwag, dat daar groot opgewondenheid ook in Jerusalem sou wees. Maar wanneer ons uit Handelinge lees, dan sien ons wat die werklike situasie was. Die apostels en die ander gelowiges in Judea het gehoor dat mense wat nie Jode is nie, ook die woord van God aangeneem het. Toe Petrus dan in Jerusalem kom, het die Joodse gelowiges hom verwyd. Jy het mense besoek wat nie besny is nie, en het selfs saam met hulle geëet. 'n Mens sou verwag dat daar blydskap sou wees by die gelowiges in Jerusalem, maar hulle moet ook in hulle geloof groei. Hulle is ook nog op hierdie stadium met hulle bepaalde oogklappe. Het hulle oortuigings en gebruike waarmee hulle groot geword het, wat nie pas op hierdie stadium in hulle belewenis nie. En so moet mense leer, en so moet elkeen van ons ook natuurlik nog steeds leer. Wanneer Petrus terugkom in Jerusalem, dan verwyd hulle hom. Hulle haal hom oor die kole, hy is op die tapijt. Hy word verwyd oor die feit dat hy saam met heidene in hulle huis ingegaan het en saam met hulle geëet het. Die wet van Moses oortree het. En Petrus sê hierna vir hulle vanaf vers 3 en verder, verduidelik hy vir hulle presies wat gebeur het. Hoe 3 mans by sy deur aangeklop het nadat hy hierdie openbaring gesien het, hierdie gesig, hierdie doek met die rein en onrein diere daarop, en die opdrag dat hy na Cornelius toe moes gaan. Dan vertel hy vir hulle wat gebeur terwyl hy besig is om, as het ware word hy die hele gedeelte weer herhaal, om verduidelik hy dit vir hulle, en hy vertel van hoe die Heilige Gees ook op hierdie mense gekom het en hoe hulle tot geloof gekom het. En wanneer hierdie dinge dan baie duidelik deur Petrus vir hulle verduidelik word, dan is die Gees van God nog steeds aan die werk. En daarom is dit belangrik dat ons kyk wat in vers 15 en verder staan van Handelinge 11. Skaars het ek begin praat, of die Heilige Gees kom op hulle, net soos ons in die begin. Toe dink ek aan die woorde wat die Here gesê het, Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word. Hulle het net soos ons in die Here Jesus Christus geglo, en God het aan hulle ook dieselfde gawe as aan ons gegee. Wie was ek dan om God te probeer verhinder? Toe die gelowiges dit hoor, was hulle tevrede. Hulle het God geprys en gesê, God het selfs mense wat nie Jode is nie, tot inkeer gebring,
om aan hulle die lewe te gee. Wanneer die gelowiges in Jerusalem dan hoor wat gebeur het, en dat Petrus vir hulle vertel het dat die Heilige Gees ook oor hierdie mense gekom het, en dat hulle tot geloof gekom het, dan is hulle bly, dan prys hulle God, dan verstaan hulle, dan kom hulle tot nuwe insig, dan groei hulle geloof ook verder, om te sê, hierdie vooroordele wat ons het, hierdie siening wat ons het, is nie reg nie. Want wanneer God aan die werk is, dan moet ons as mens, en hier is die belangrike, dat ons dit moet raak sien. Dat ons moet raak sien dat God aan die werk is. Dat God dinge baie keer doen wat ons verbaas. Dat God baie keer dinge doen wat ons nie sou verwag nie. Want in ons skemaatjie, baie keer van God, wil ons vir God beperk. Ons wil baie keer dalk vir God vir onsself hou. Ek dink dit is baie belangrik dat ons ernstig sal kyk na hierdie aangrypend belangrike vraag wat Petrus vra. Wie is ek dan om God te verhinder? Dit beteken dat Petrus sê dat ons as mens baie keer in 'n posisie is waarin ons vir God kan teëstaan. Waarin ons in die pad kan staan. Dat ons vasgehaak het op 'n sekere plek waar God wil verder gaan. En daarom is dit so belangrik dat ons in hierdie wêreld eintlik elke dag oopkop sal wees. Vir God sal vra vir sy leiding. En ook wanneer God dinge doen en daar dinge met ons gebeur wat ons nie verstaan nie, dat dit nie beteken ons hele geloofslewe krummel in mekaar en val soos 'n kaarthuisie in mekaar nie. Maar dat ons dan sal 'n bietjie daaroor dink en vra vir die leiding van die Gees, want dis hoe hy dit ook doen. En baie keer dalk in gesprekke met ander gelowiges, dat dit beteken dat 'n mens kan sien, wow, maar God is aan die werk. Anders as wat ek gedink het, meer as wat ek gedink het. Nie soos wat ek alleen gedink het hoe God is nie. En dis waaroor dit ook in hierdie gedeelte gaan, om ons dan te herinner dat Petrus se geloof nog steeds besig is om te groei. Soos elke ander ene, soos al die gelowiges in Jerusalem moes agterkom. Ons moet vorder op hierdie pad. Ons moet die tree verder vorentoe gee. Ons moet 'n oog kry, ons moet 'n oor kry, ons moet 'n mond kry om God se werk in hierdie wêreld raak te sien, te hoor en daarvan te getuig, om daarvan te vertel, dat God die handelende subjek is, dat hy die dinge begin, dat ons die voorreg het om saam met hom te kan werk. God hoef nie deur mense te werk nie, maar hy het besluit hy wil. Mense soos ek en jy, elkeen van ons, is in die bevoorregte posisie om in 'n verhouding met God te kan staan, maar ook in hierdie bevoorregte posisie om gawes te kry, om in God se koninkryk diensbaar te wees. Oor die afgelope maande, daaroor is ek persoonlik baie opgewonde, maar met alle dank en eer aan die Here. Dat in die afgelope maande gereeld kan ons in die posklip, dis die elektroniese brief van die gemeente, elke donderdag met die gemeente deel wat die Here besig is om te doen en dat ons daarin deel kan hê. Vir soveel preke het ek dit ook al ingesluit, sodat mense ook kan sien waarmee God in hierdie wêreld besig is en waarby ons betrokke kan wees. En hier vandag net nog 'n voorbeeld. Dis maar een van die voorbeelde, van die vele, waar God aan die werk is. 'n Projek wat jare gelede ontstaan het, saam met die Laerskool Lou Geldenhuys. 'n Kinders vir Kinders projek, waarby Spar betrokke geraak het, waarby Dischem betrokke geraak het, waarin Parkruin 'n vennoot is. En ek wil dit weer en weer beklemtoon, dat omtrent geen van die sake waarby ons as gemeente betrokke is, het ons die hande alleen op die stuurwiel nie. Ons is 'n vennoot. Ons vertrou die Here. Ons kan baie keer ons geld gee en in verbasing staan hoe die Here dit seën, verbasing bedoelend om te sê dank die Here daarvoor, aan hom die eer te gee, dat hy ook ons geld kan gebruik, ook ons dankfees kan gebruik, om meer as 6000 items wat ingesamel is, wat aan kinders in baie minder bevoorregte posisies waarin ons is, dat kinders vir kinders dan ook op hierdie wyse dan kan bereik en met hulle kontak kan maak en vir hulle dat kinders vir kinders die boodskap kan oordra. Jesus is lief vir jou, God is lief vir jou. Ons word gedryf deur sy liefde. Ons is nie beter as enige iemand anders nie. Ons is nie hoër nie. Ons is net meer begenadig. En daarom is ook ons gemeente se lese. Ons word geseën om te seën. En wanneer God vir ons seën om te seën, dan groei ons geloof. En daarom moet ons steeds soek na geleenthede. Hier is maar een. Maar in elkeen van ons se lewe is daar ook die geleentheid om vir mense te herinner dat God aan die werk is. Of vir mense daarop te wys dat God aan die werk is. En daarom is dit dalk nodig om iemand te bemoedig, om net vir hulle 'n ander perspektief te gee.
Miskien is dit ook in hierdie, al is ons ingeperk op vlak 4, dat ons nog steeds geleenthede kry om die lewe van ander mense makliker en lekkerder te maak, om vir hulle te verseker dat God vir hulle lief is. Ja, soos wat ons al 1000 keer gesê het, dat ons dit oor en oor vir mekaar kan sê, dat God se liefde nog steeds in hierdie wêreld sigbaar gemaak word. Aan God al die eer, wat vir ons deur sy gees waardig ag om in sy diens te staan. Ons kan in ons eie lewe, kan ons steeds in ons geloof groei. En daarom moet nie tevrede wees. Moenie tevrede wees met die stand van jou geloofslewe nie. Dit kan nog beter, dit kan nog meer. En die Here God is die God wat vir ons daartoe lei om vir ons te sê, gaan waag 'n bietjie, gaan doen 'n bietjie iets anders, kom 'n bietjie uit die gemaksone uit. Kom ons gaan elkeen eerlik voor God staan en sê, Here, hoe kan ek verder in my geloof groei? Lei vir my asseblief, gebruik vir my asseblief, en aan u, en net aan u al die eer. Wanneer ons God se liefde in die wêreld sigbaar maak, sal hy vir ons bly seën, maar kan ons ook in ons geloofspad groei. En ons groei in ons geloofspad om wat te doen? Om soos wat Johannes die Doper gesê het, hy word meer, en ons word minder. Hy word meer, groei ons aan ons geloof, kom ons nader aan God, en minder van onsself, van ons eie oortuigings, van ons eie selfsugtigheid, van ons eie ongelukkigheid, van ons eie voorwaardes, van ons eie ou klein wêreldjie. En ons kry 'n oog op God, wat besig is om in hierdie wêreld, hier en nou, nog steeds te werk. Die Here seën vir ons, want hy wil vir ons elkeen steeds daarin gebruik. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons het nie genoeg woorde om aan u al die lof en dank en eer te bring, vir die feit dat u vir elkeen van ons waardig ag, om deel van u werkspan op aarde te wees. En Here, dankie dat ons weer kan weet, dat dit nie ons is wat werk nie, maar dat u is wat werk, en dat ons saam met u kan werk. En dat u ons stuitbaar in hierdie wêreld voortgaan, ook met u handelinge. Dat ons daarvan deel kan wees. En vlak 4 beteken nie dat ons ingeperk is en dat u ingeperk is nie, maar juis nuwe uitdagings. En daarom dankie ook vir kreatiwiteit wat u vir mense gee. En vir hulle dan ook deur die Gees lei, vir elkeen van ons, om nog steeds u liefde te kan sigbaar maak in 'n wêreld wat dit so nodig het. Dankie dat ons ook hierdie heerlike ervaring kan hê om steeds te kan groei in ons geloof, om meer te kan vra, Here, laat u wil in my lewe geskied. Gebruik vir my tot u eer asseblief. Baie, baie dankie dat ons al hierdie dinge mag bid, in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord die Here op sy woord, wanneer ons hierdie lied as antwoord op sy woord sing. Laat hierdie vrede deur my vloei, daar haat is laat ek daar die liefde bid. Laat ek in pyn en smart vertroosting wees, en krag gee deur geloof in u help my om altyd so te leef, om ander oor as myself te haal, ja, om liefde en ander door myself, en ook Here te gee as te vermaak. Laat hierdie vrede deur my vloei, en laat ek ook gee waar daar twyfel is. Ek vul enig in duisternis laat skyn, laat ware vreugde altyd in my straat. Help my om altyd so te leef, om ander oor as myself te haal,
Die bankbesonderhede van die gemeente, die verskyn ook weer hierna. En weer eens baie dankie vir elkeen se bydrae. Ons hoop regtig waar dat julle kan agterkom dat bydraes ook gebruik word om hierdie projekte steeds te finansier, om steeds 'n verskil in mense se lewens te maak. Dat ons ook in ons geloof in die gemeente natuurlik kan groei, maar dat ons ook die Here se liefde steeds kan sigbaar maak. Daarom weet dan dat die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die werking van die Heilige Gees in en met en elkeen van ons sal wees, tot ons Here en Koning ons eendag weer kom haal. Amen.